Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Woensdag, die 1 April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek praat vandag so 'n bietjie oor onbesnedenis. In Esegiel 32 vanaf vers 18 lees ons: mensekind, weeklaag oor die menigte van Egipte en laat hulle neerdal. Hy met die dogters van geweldige nasies in die onderste plekke van die aarde, by die wat in die kuil neergedaal het. Bo wie is jy skoon? Daal af en laat jou neerlê by die onbesnedenis. Onder die wat deur die swaard verslaan is, sal hulle val. Die swaard is aangegee, trek hom weg saam met sy hele menigte. Die magtigste helde sal hom met sy helpers toespreek uit die doderyk uit. Hulle het neergedaal, hulle lê daar. Die onbesnedenis verslaan deur die swaard. Met ander woorde, wat die woord vir ons hierso sê, is dat die wat nie besny is nie, is die wat daaronder is, by die doderyk, daar in die onderste deel van die aarde. In Romeine 2 vers 28 en 29 lees ons: want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Nou ons weet, in die Ou Testament lees ons dat God het 'n bevel gegee aan Abraham alreeds en gesê dat hulle moet besny word. Alle manspersone moet op die ouderdom van 8 dae besny word. Nou lees ons in Romeine, dit is nie besnydenis volgens die Jood nie, maar volgens God. Dis nie uit die mense nie, maar dis uit God. Dit is in die gees, dit is in die hart. Met ander woorde, as ons nie besny word nie, in die hart nie, as ons nie ons lewe verander na die Here toe nie. Luister wat sê Filippense 3 vers 3, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Die besnydenis word weggeneem van die vlees af en dit word besnydenis van die hart. Besnydenis van die hart. Kolossense 2 vers 11 sê, in wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Ons besnydenis kom deur die keuse dat ons lewe gee, soos wat hier staan in Kolossense 2 vers 11 en 12, dat wanneer ons begrawe word in die doop, waarin ons dan opgewek is deur die geloof, soos wat Jesus opgewek was uit die dode. Jesus het gesterf aan die kruis, sodat ek en jy gedoop kan word. Dit is ons besnydenis. Dit is die nuwe verbond, die doop, wanneer jy tot bekering van jou sonde, jou lewe verander en besluit, jy word besny in jou hart, dat jy skuldig voel oor jou sonde van die verlede, en dat jy jou skoon was deur die water, en dan natuurlik, wanneer jy opkom, is jy opgewek as 'n nuwe persoon. Nuwe persoon. Deuteronomium 10 vers 14
tot 17 sê die volgende: kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Aan die Here jou God behoort die hemel en die hoogste hemel. Die hoogste hemel is natuurlik daar waar ons Vader op sy troon sit. 15, maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die groote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. Met ander woorde, dit is al 'n bevel van die ou dae. Die ou dae alreeds is daar gesê, besny jou hart en nie jou vooruit nie. Besny jou hart. Gee jou hart oor vir die Here. Gee jou lewe oor aan die Here. Laat die verkeerde dinge jou sleg voel. Besny jou hart. Sny die ou dinge uit en staan op in die wedergeboorte wat deur die bloed van Jesus gekom het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir 'n nuwe maand wat begin vandag. Vader, ek vra Here Jesus dat ons bekommernisse by U sal plaas, Here. Dat ons hoop in U sal wees, dat ons sal besef dat ons moet besny in die hart, omdat dit 'n hartsbegeerte moet word om U te dien, 'n hartsbegeerte om ons lewe oor te gee aan U, 'n hartsbegeerte om U te loof en te prys uit die vrye wil uit. Laat ons harte so besny en U kan dien met ons hele hart, hele siel, hele verstand en met al ons krag in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Lees dit self. Groete.